Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend die 12de Junie 2025, absoluut 'n nuwe dag deur Abba Vader geskenk vir my en vir jou. As jy opgewonde, onthou wat jy moet doen as jy nie opgewonde is nie, net man, klim terug in die bed, spring aan die kant uit, raak opgewonde. Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam Daniel Gerber en vandag vir my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met julle te kan kuier rondom God se woord. En soos julle kan sien, hier is so 'n paar borrels hierso, so ek wil vandag bietjie met julle gesels oor, staan jou afgod nog? Nou is daar, wat 'n vraag is dit nie? En dan kan ons vra, weet waarvan praat jy? Staan jou afgod, jou beeld, staan dit nog? Of het jy hom omgegooi? Nou ek wil julle bietjie vertel van 'n grappie. Ja, nee, ons gaan 'n bietjie grappie hoor vandag. En dit gaan oor 'n man wat 'n alkoholist was en hy het baie gedrink en hy drink verskriklik en sy vrou smeek by hom en sê asseblief wil jy nie ophou suip nie. En dan het hy maar 'n probleem en dan sê hy gaan ophou en as hy homself kry dan drink hy homself weer paralytiek. En toe een aand toe hy van die werk afkom, toe is die huis leeg. Mamma is weg, kinders is weg, kaste is leeg, sy het haar goed gevat en sy is weg en hierdie man is toe mismoedig en hy besef hy het aangejaag. En nou gaan sit hy daar en as jy nou kan sien, nou sit hy hier en nou vat hy hierdie drankbottel en sê hy, jy het my huwelik gekos. En hy gooi hom so stikkend en hy's kwaad en hy sê en jy het my werk gekos en hy vat hierdie ding en hy gooi hom en hy stikkend. Hy sê en jy het gemaak dat ek alles verloor het in die lewe en tot my respek verloor het in die lewe en hy vat hom en hy gooi hom so stikkend. Hy sê en jy het gemaak dat ek my familie alles verloor het, my finansies, alles. Ek is niks nie. En hy gooi hom so en hy vat die volgende ene. Hy sê hy's vol. Hy sê staan jy daar een kant. Jy het niks uit te waai met hierdie geveg nie. Is dit nie wat ons doen nie? Baie keer dan sê ons, hierdie sonde wat ek het niks met hierdie geveg uit te waai nie. En ons hou daaraan vas. Dan wil ons nie ontslaa raak van hierdie ou sondetjie nie, want hou net vir 'n backup. Net vir in case ek hom gaan nodig kry. En ek lees vanoggend God se woord en daar in Daniël 3. En dit gaan oor die goue beeld wat koning Nebukadneser opgesit het en met die 3 vriende. En ek lees hierdie gedeelte, so gaan lees maar weer Daniël 3. Dit het net 30 verse, so gaan lees dit maar. Maar ek wil so hier en daar gou 'n versie aanraak. En hy sê hierso in verse 26, jy weet, nadat koning hulle nou in die oond gegooi het, was al 4 wesens wat beweeg het en nie meer 3 nie, want hy het net vir wat sy naam is, Sadrag, Mesach en Abednego ingegooi. En nou is daar 4 en hy kom toe voor die oond se opening en hy sê, toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die allerhoogste God, gaan uit en kom hier. En toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond gegaan. En wat koning Nebukadneser toe gedoen het is, hy erken dat God die God is. En ons gaan lees daarso op verse 28, en daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloof sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur het en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het en bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander God te dien nie, of te aanbid nie, behalwe hulle God. In vers 29, daarom word deur my bevel gegee, dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek, oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego, stukkend gekap, en van sy huis 'n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is, wat kan verlos nie. So hier erken hy God. Maar weet jy, as ons gaan lees dan, hy het nie ontslaag geraak van daai goue beeld nie. Daai groot beeld wat hy opgerig het. Nou daai beeld sê hy was 60 L by 6 L. Dis 41 meter hoog en hy's 4 meter breed gewees. Maar hy het nie ontslaag geraak van daai afgod nie. Hierdie man het nie ontslaag geraak van daai afgod nie. Hy hou hom. Net vir in case hierdie ene my nie antwoord nie, dan het ek darm nog hierdie ene. Want jy was mos nou nie deel van die geveg nie. So kom ek en jy raak ontslae van die afgod in ons lewe en ons hou nie 'n backup nie. Ons vra die Here om dit te verwyder sodat ons rein voor hom sal staan. Daar's net een God en sy naam is Jesus Christus.
Want die woord sê, niemand kom tot die Vader behalwe deur die Seun Jesus Christus nie. My boetie en sussie, waar is jou geloof? Waar is jou krag wat jy in Jesus Christus het? Hou jy vas aan hom of hou jy vas aan jou sonde? Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie dat U vanoggend met ons praat, Here, deur hierdie gelykenis, Here, om net vir ons oop te breek, Here, dat ons moet ontslaa raak van ons afgode. Here, dat ons daai beeld sal afbreek en nie sal vashou daaraan nie, want U is die enigste God, U is die een wat verlos, U is die een wat red, en daar's niemand soos U nie. Ons bid dit in Jesus mooi naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag en raak ontslaa van daai afgodsbeeld in jou lewe. En kyk op met 'n verwagting. Jesus is koning. 'n Geseënde dag vir julle. God bless.